Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, nee, vandag is die 29ste Junie, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber. Vandag is dit vir my weer 'n eer en 'n voorreg en ons om hier uit God se woord bietjie te kan lees en net te kan gesels oor wat die Here op ons hart lê. En vandag praat ons 'n bietjie oor gehoorsaam tot God. Dit is baie belangrik. Gehoorsaamheid is uiters belangrik. En ek weet, ons wil ons kinders hê moet gehoorsaam wees aan die ouers, nê? Jy wil hê ons kindertjies moet leer, as ek gepraat het, moet jy luister. En gehoorsaamheid is een van die mooiste goed, want wat is mooier as jy in die dorp loop met 'n kind wat gehoorsaam is aan 'n ouer? Dan sien mense dit en sê, "Wow, hierdie kind het goeie maniere." En so is dit ook met ons as groot mense, dat ons gehoorsaam moet wees. Maar ons moet gehoorsaam wees aan God se woord. Ons moet gehoorsaam wees aan God se stem. En wanneer die Here iets op ons hart lê, moet ons gehoorsaam wees. Nou, ons as Kingdom Warriors, ons beweeg Sondae uit, dan gaan bemoedig ons mense by hulle huise, ons gaan bid vir siekes, ons gaan bemoedig die wat vermoeid en belas is, en gaan verkondig net God se woord. En ook wat ons doen is, voor die tyd dan sal ons mekaar afsalf en vir mekaar bid, en sê dat jy sal ingestel wees op God se Heilige Gees. So as jy iets moet sê vandag, en weet dit kom van die Here af, moenie stil bly wees, moenie stil bly nie, wees gehoorsaam. Daai persoon het dalk net dit nodig om te hoor, en dit is uiters belangrik. En ek lees hier vandag in Handelinge 9, en dit is presies wat met Saulus gebeur het, en dit is op die pad van Damaskus, waar hy 'n ontmoeting met die Here gehad het, en ook met Ananias, nee, en as Ananias nie gehoorsaam was nie, sou Saulus dan nie hierdie pad gekry het nie. Maar kom ons gaan lees dit. Ek wil lees hier vanaf verse 10 af. Hy sê, en daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hier baie belangrike gedeelte nou, verse 12, en dis nou Saulus hierso. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. So dit is wat Saulus ervaar het, as dit wat moet gebeur, dan gaan iets met hom moet gebeur. En hy sien al in die gees hoe Ananias kom en vir hom hande oplê. En Ananias sê nou hier in verse 12, en hy het 13, maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat die naam aanroep. So hier kon Ananias gesê, nee, hierdie boodskap is nie van die Here af nie. Ek gaan nie na daai ou toe gaan nie, want die ou hy is boos, man, hy het toestemming om die Christene dood te maak en hulle te boei en alle. So hy kon gesê, Here, ek gaan nie. Hy kon so sou, wat sy naam gewees het, die mannetjie wat die vis ingesluk het, wat sy naam? Jona, nee, daar is hy. So hy kon soos Jona gewees het en weggehardloop het. Maar weet jy wat, en Ananias was gehoorsaam gewees. Hy sê in verse 15, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom op die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here het vir my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. So hierdie man moes spesifieke woord gehoor het, en Ananias was gehoorsaam. Hoe weet jy, gee die Here vir my en vir jou 'n woord om oor te dra aan iemand, en dan sê, nee, ek kan nie. Dis nie van God af nie, en dan gebruik die Here dalk iemand anderste. So ek en jy moet ingestel wees op God se Heilige Gees, ons moet raakvat, ons moet weet
wanneer die Here vir ons sê. Te veel mense sê, die Here sê, dan is dit nie so nie. Wees ingestel op God se Heilige Gees. Amen. En wees gehoorsaam. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie vir die woord, Here. Dankie, Here, dat U ook hierdeur vir ons leer, Here, dat ons net gehoorsaam moet wees aan U. Wanneer U met ons praat, laat ons die stem sal onderskei van goed en kwaad. Here, ons bid en vra dat U ons sal lei, dat U ons genadig sal wees in hierdie dag, en ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus, en wees ingestel op die stem van die Here. Geseënde dag, God bless.